Kom ons praat oor gebid in die gees. Ek groet u. Daar's ongelukkig mense in die kerk wat glo dat spreek in tale, vreemde tale is nie meer vandag nie, dat dit die boek Handelinge het gestop. En ek sê hulle is baie verkeerd. Taal is die mees voortreffelike voorreg wat gelowiges het. Baie belangriker as om in jou eie huistaal te kan bid. Ons lewe in 'n wêreld met vele uitdagings. Die apostel Paulus stel dit in Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Dan vertel Paulus ons die geheim van hoe om hierdie probleem te oorkom. 1 Korintiërs 14 vers 14. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak aan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Wat gebeur as ons in die gees bid? Romeine 8:26. Net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Waarom kan ons nie die apostel Paulus namaak en deel in sy sukses in 'n goddelike lewenswandel nie? 1 Korintiërs 14 vers 18 sê hy, ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. Ek wil julle uitdaag vandag, bid minstens 1 uur per dag in tale, in die gees, en kyk wat dit aan jou geestelike lewe doen. Mag die Here u seën. Amen.